Hallo, welkom hier by Farm Talk. Ek kuier heerlik hierso net buite Ficksburg by die Zarissa Stoet en ons gesels Sabras. En ja, ek sit met Martin en Janet of Janet. Hierso en ons wil 'n bietjie gesels oor wat hulle hier doen, hoe hulle na hulle diere kyk, hoe hulle oor die dinge dink en op natuurlik gaan ons 'n bietjie veiling praat. Gaan met julle? Dankie vir jou, Tikus. Goed, dankie, Tinus. Nee, mooi wat. Okay, kom ons spring sommer weg en ons begin bietjie laat hier aan die perkant. Jy die stoet al so of oorgevat of oorgeneem oor die storie. Was 'n bietjie agtergrond hoe die stoet ontstaan en waar tot waar hy vandag staan. Dankie, Tinus. Ja, my oorlede man het in 1997 het hy begin met 'n stoet hierso. En hy het hom al die tyd in daai tyd 'n persoon gehad wat van eintlik die stoet maar hanteer het. En ja, so ek was nie eintlik regtig betrokke by die beeste nie, maar my man is ongeveer 11 jaar gelede oorlede en toe het ek aangegaan met die stoet en ja, en ek is regtig vandag dankbaar dat ek aangegaan het met die stoet, want ek is baie trots op my stoet en ek geniet my beeste baie. As jy dink oor te vat, kom altyd maar met 'n komplikasies en daar's nie altyd alles is nie wat dit moet wees of wat dat mens graag sou wou gehad het nie. As ons kyk na die diere wat jy kom ons sê wat jy gekry het en dalk en wat jy vandag het. Wat het julle gekry en wat het julle gedoen om dit wat julle nie van gehou het te verander? Ja, in daai periode toe ek nou half aangegaan het met die beeste, was af op daai stadium redelik bietjie as ons sê bietjie baie ouer diere en hulle het nie almal by mekaar 100% gepas nie, alhoewel dit almal Simbras was. En ek het toe stelselmatig begin om liewer elke jaar 2 goeie bulle aan te koop by bekende kenners. En sodoende dink ek kon ons vinniger die stoet bring na 'n punt hoe ek het graag wil gehad het. Nee. As jy kyk na die diere, is het probeer wat swanger, maar jy wil nie regtig gebiede net ben dat jy nie te swak vir hulle diere wat die tipiese diere wat jy ons oor vas op praat. Maar as ons kyk na die fenotipies, wat is dit dat julle preek wat julle vraag ons maat is julle op? Dit is ag goed, jy is dit geplaag oor die verlede, weet daai beeste is regtig was nie swak beeste nie, is nie die eenvormigheid was net nie daar nie. Die beeste was op te groot, jy weet, ons kan nie meer in vandag se tyd, jy weet, 'n ou soeke winsgewende doordry, so, jy weet, daai groot, swaar koeie, ons kan net nie winspoel in boer, Jy kan persentasie. jy weet, dis die ding, ja. So, ons het nou baie geselekteer vir, jy weet, so 'n bietjie medium ram koetjies, wat vrugbaar is, wat vir elke jaar 'n kalf gee, en nog steeds, jy weet, 'n goeie, swaar kalf speen. En dan ja, vrugbaarheid en aanpasbaarheid, jy weet self hoe koud is die by ons. Jy weet, hy kny 'n bietjie vandag. Ja. En jy weet, die diere moet aanpas, as dit suurveld, ons het regtig is 'n suurveld, so as dit ons moet te harde diere hê, jy weet, so daai swaar koeie kan net eenvoudig nie die maas opkom nie. Ja, dit is al voor van daai dinge. Julle doen die fase D en vandag as jy is die boer is jou syfers het maar 'n rol te speel. Yes. So as jy so wou optel, is dit een van die beter maniere om te sê, maar dis dit ek wil meer te peeg en dat ek vir die ouens hier so op papier kan sit. Maar saam met dit doen julle ook die veldbul toets. Yes. Waarom het julle besluit om altyd van die Nee, kyk jy dis, jy weet, vir 'n bil, om 'n bil nou te kies, jy weet, as jy jou speen, as jy hom speen 7 maande, jy weet, daai bil moet jy nog hou, 2, 3 jaar, maar 2 jaar, dan weet jy nou eintlik, jy sê, okay, ek het 'n bil met potensiaal, maar ek bedoel, jy weet, om bulle, jy weet hoe streng keer met bulle, so uit 'n groep van, om 50, sê my byvoorbeeld 50 bulle te dra vir 2 jaar, jy weet, dit kos geld, so dis daarom het ek gedink, hoe kan ons, weet, vinniger weet wat se bil gaan groei, en so ja, toe het ons begin met die fase D, so ons doen 'n 80 waar fase D groei toets, weet, ons kry daai syfer van wat se bulle het die potensiaal om te groei, ons kyk na sy genotipe ook, en dan obviously sy fenotipe, want ons soek 'n bil wat vir ons in geval wat mooi is, en dan ook wat jy weet, sy genotipe moet ook reg wees, het sy syfer. So daarna gaan hy dan in 'n veldbil toets in, ons doen saam met veldbil RSA, doen ons die veldbil toets,
wat hulle dan op die veld gaan op 'n produksielek en dan meet ons weer hulle indekse rondom die groei en hulle het 'n hele klomp goed wat hulle meet, ook jaar kwaliteit, die bouvorm. So hulle het 'n klomp goed wat hulle dan nou vir jou 'n indeks gee. So daarna dan sit jy weet dan doen ons nou die klas en dan word ons nou vat ons daai syfer van die van die telboekiets in die fase B. Die man, jy weet dan dien ons nou streng seleksie rondom dan nou die genotipe, die fenotipe en dan nou die jy weet soos die medikeerders. Ja. En voor gauw is ik net zo, vanaf een stoel staan met die dieren en aanpassen kon ik in die wereld. Maar meer is eigenlijk wel goed, zoals bij de vroeger van heeft 1600 op een pak. Ja, was daar rond is. Want daarom kan ik vandaag iets ook bij. Dit maakt het ook een andere wereld. Dit is ook zeker een redelijke hoge reënval. Dit is maar een beetje aanzienlijk zie. Dat is quasi. En het is een plek, jongen, hoe kom je as ek na die bulle kyk, dan kan ek sien hulle bulle begin regtig medium raak, maar dit is diere early maturing, dis en ons sy vloeg ry. En mense begin dit in hulle diere sien. Dis ek raak met hulle sê julle is eintlik al in die laaste 5 jaar dat jy betrokke is, begin nou Dit kom deur ja. Nee, dit het my oupa ook altyd gesê van 5 jaar ten minste om as jy sê maar van 'n hoe hy nou praat van skaap, jy weet as jy 'n merino het en jy wil hom nou weet na 'n ander ras toe vat, vat dit 5 jaar. So dis 'n lang proses en nou moet regtig dink ek streng jy weet selekteer, jy weet om die goed te kry waar dit wil hê. En ek dink ons is sterk op pad. So dit is baie positief vir die toekoms. Ek dink regtig ons diere is op die regte pad. Maar ek was nou 'n bietjie by 'n veiling voorwaarde. Ek kon altyd belangrik as mens kyk na 'n veiling. Ja, wat nog jy dat hulle koop, wil weet wat hulle gevoer is. Yes. Julle ken julle hele veilingsgroep. Julle soek diere wat allrounders is, ja, maar op die veldgroep eintlik. Ja. Maar julle kyk maar 'n bietjie randsoen by. Ja. Hoe lank moet ek begin julle en hoe werk julle dinge? Weet jy, tennis is nie meerderheid van ons diere is eerste kalfverse. Jy weet so, weet na speen, weet groei sy verse uit op 'n redelike op 'n winterlek en dan soms dan in die winter sal ons nou bietjie weet op 'n somerlek sit. Ons is geseën van baie reste ook. So jy weet hulle is op die reste. Jy weet dan as ons nou na paring, jy weet ons begin nou selekteer vir 'n uithaal vir die veilings, jy weet dan met daai goed nog regtig nie kos gekry. Jy weet hulle is regtig aangepas en het ordentlik uitgegroei. Hulle rumens het goed ontwikkel. Jy weet dan het ons nou maar 'n voorbereiding ou kan nou regtig nou nie uit die veld uit op 'n veiling, jy weet die goed net so sit nie, weet die ouens soek ons daarom mooi afgeronde be. So ons het 'n noue band met Elwiedryvoere en ja, ons gebruik vir Pieter om ons te help en hulle kundig is om vir ons 'n goeie rantsoen uitgewerk. Jy weet om die verse en die bulle goed af te rond en dan gee ons natuurlik 'n klompie rivoer of 'n grostes rivoer. Ja, presies. Ek wil gou vanaf stil staan en ek kan improviseer af met my op iets opviks en dat met meeste van die diere wat ons ongelooflike goeie haarkwaliteit het. Yes. En as ons kyk as vandag ysden gehad, dit is prekoud. Ja. Gewees my kar omtrent nie uitgekom het nie so. Dis dit iets wat vir julle deel van julle seleksieproses was? Yes, nee verseker, die tannie is baie lief vir 'n rooi bees met 'n bles en natuurlik jy weet gladde haarkwaliteit. So ons definitief iets waarna ons kyk en definitief iets waarna ons selekteer ook. Jy weet die rand en goed, ons het ook nog bosluise. Jy weet en hy baie geweldige hare. Het nou maar 'n invloed. Jy weet oor die bosluisies en so dit help ook. Hoeveel diere van julle gaan veiling toe? Hoeveel samras en hoeveel bulle, hoeveel groot diere? Man ons het nou 2 veilings wat opkom. Die 13 Augustus is die Winburg veiling. Dis 'n gesamentlike veiling of ons is gasverkopers op die Rian van Sail en Pieter van Sail se veiling, hulle produksieveiling is die Goudswand Maratana veiling. En dis die 13 Augustus. En daar is so wat so 20 sal ons net 20 dragtige vroulike diere hê, verse en 'n paar koetjies en dan daar is ook so 'n paar 3-in-1s ook beskikbaar. En dan is dit die 19 Augustus het ons die is ook 'n veiling. Dis ons eerste produksieveiling. Dit het nog dan 'n bietjie wil uitby oor die veiling saam met hom hulle nie. Ja, ons het ek en
my man dan net saam besluit, dit kan miskien lekker wees om 'n projeksieveiling hierdie jaar aan te bied. En veral hy het nou begin met 'n nuwe ras, so hy wil baie graag net sy diere ook bekendstel. En vir my het ek sien ek daarna uit om ook my eerste produksieveiling te hê. So ons het saam besluit om, en dit is die 19 Augustus, ons veiling aan te bied, en waarvan ons aan ons Simbra's gaan vat, en hy gaan nou sy reeds vat. En by ons gaan ons ongeveer 11 bulle neem, en dan die vroulike diere is ongeveer 22 vroulike diere wat ons gaan vat. Dus ek hiervan is ook eigenlijk opgewonnen om te zeggen, ek is op een plek waar ek my bid kan verkoop, ek is trots op, en dat die beloot is vandag is nie, ek dink nie enige kan terugstaan nie, en nou is, ja, dat is lekker, dat is een bietjie langer bul, en een bietjie dieper, en een bietjie, maar nie groot verskille nie, maar belangrike verskille party, want het allemaal, het soek maar ietsje ander party, Ja. Nee, is een bietjie later en word 'n bietjie diepte dan. Ja. Ja, jy sê die dinge sou mens kry nie, wat sê ons sal bestaan nie iets soos 'n perfekte bil nie, maar daar's 'n perfekte bil vir jou kudde wat jy nodig het. Weet en ek dink met die bulle wat op die veiling gaan beskikbaar wees, gaan enige het sy stoet of kommersiële teeler, weet hy gaan iets kry wat op sy plaas gaan werk. Het sy nou 'n bietjie swaarder of 'n sterker voorkwart, dalk 'n bietjie so kry agterkwart, dalk lengte van lyf. Jy weet daai goed soos jy gesien daai bietjie korter presser billetjies met goeie diepte, goeie been. So ek dink hulle kan die kopers kan weet regtig opgewonde wees, hulle sal iets kry wat by hulle kudde gaan pas. Ja. Dan sê, wil jy sê vir baie dankie, ek het baie lekker kuier hier so in die Oos-Vrystaat staat saam met julle. Ja, en ek kan nie wag om te sien wat by die veiling gebeur nie. Dankie Dennis, dankie dat jy ons kom besoek het, ons was deel. Groot plesier. Also, so ek sien hierdie klomp weer die 19de. Ons sien mekaar die 19de. Ons gaan so 'n bietjie kom kuier, kom inloer hierso. Ek kom kuier saam met ons, kom skien die diere en ja, as kom leer jy of is dit skieurig? Dit is altyd die moeite werd en ja, so vras hierso wat ook vir jou iets kan beteken.